baie goed met julle almal, dat julle klaar is met die eksamens en uitsien na die vakansie wat voorlê. Het gaan sommer 'n lekker Desember wees, dink ek. Ons sing gou 'n paar liedjies saam en dan kan ons kyk waaroor gaan ons vandag gesels. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam en dan kan ons gesels. Dankie liewe Here dat U so goed is vir ons. Dankie dat U ons gedra het deur hierdie hele jaar. Dankie vir alles wat gebeur het, die goed en die sleg, dat U daar was saam met ons, Here. Dankie vir hierdie vakansietyd wat nou voorlê en dankie dat ons ook hier so kan sit en gesels oor die goed wat U gemaak het en asseblief maak ons harte oop dat ons kan verstaan en leer wat U vir ons wil sê. Amen. So vandag gaan ons gesels oor wie is belangrik en hoe weet 'n mens wanneer iemand belangrik is. So kom ons dink net gou 'n bietjie. As jy imagine, daar is 'n baie ryk man, hy's 'n biljoenêr, nê? En hy het hierdie pragtige huis, dit lyk amper soos 'n kasteel. En hy het 'n klomp fancy karre, miskien 'n Porsche of 'n wat is daar nog? Mercedes-Benz, ek weet nie of hulle meer so fancy is nie, maar dink aan die fancyste kar en die grootste huis en hierdie man, hy het al die mooiste goed en die beste goed.
Ons kan dink dat hy baie belangrik is, nê? As ek nou moet dink, ek moet met hom gesels, dan gaan ek baie erg geïntimideer wees. Ek gaan nie weet wat moet ek vir hom sê nie, want hy is mos nou 'n baie belangrike mens. Maar dan kan ons ook kyk na iemand wat ons dink is nie so belangrik nie. Miskien die oom wat bedel by die robot, wat nie genoeg kos het om te eet nie, of wat vreeslik arm is. Partykeer dan kyk ons na hom en ons wil nie eers oogkontak maak nie, want ons dink nie hy is so belangrik nie. So dink nou aan hierdie twee mense, die man wat so verskriklik ryk is en die oom wat by die robot staan. Die wêreld sê vir ons, hierdie twee mense het baie verskillende status. Die een is belangrik, ander is nie belangrik nie. Die een het baie geld, die ander het nie baie geld nie. Die een is iemand wat ons na moet opkyk en die ander een sien ons nie eens eintlik raak nie. Dit is hoe ons mense kyk na die mense om ons. Dit is hoe ons mense sien. Maar weet julle wat? Jesus is heeltemal anders. Hy sê vir ons, elkeen van ons is ewe belangrik. Ons is almal verskriklik belangrik in sy oë. Of ons nou vreeslik ryk is, of ons arm is, almal is presies dieselfde in sy oë en ewe belangrik. So, in die ou tyd, ons gaan 'n stukkie lees, in Jesus se tyd het goed bietjie anders te gewerk. So in daai tyd was dit so dat mans was die belangrikste gewees. Hulle was vreeslik belangrik. En dan was dit die vrouens gewees, hulle was nie so belangrik nie. En dan die kinders was baie min belangrik gewees. En dan na dit het dit was die slawe gewees. So dit is hoe die belangrikheid orde gewerk het. So as daar nou 'n man gewas, hy mag nie sommer net in die publiek met 'n kind gepraat het nie. Dit was gesien as 'n groot skande, want hy is mos nou 'n belangrike mens, en hierdie kind is nou nie belangrik nie. Dit is hoe hulle het gesien het in daai tyd. So selfs as jy saam met jou pappa rondgeloop het in die publiek, dan mag jy nou nie met mekaar gesels het nie, want dit was nou 'n skande, want die ouer man is baie belangrik gewees. Kom ons kyk gou na hierdie stukkie in Markus. So Markus 10 vers 13 tot by 16 sê vir ons: Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. So soos wat julle kan sien, was Jesus baie anders gewees. Die disippels wat daar so saam met hom was, het gesê, die mense moenie die kinders na hom toe bring nie. Die mammas, hulle moet hulle kinders wegvat, want kinders mag nie gesien of gehoor word so in die publiek nie. Dit was nie reg gewees nie. Hulle moet by die huis wees en mens moenie eintlik weet van hulle nie. Dit is so dit gesien was in daai tyd. So die disippels jaag die kinders weg, hulle sê, julle moet nou nie hierdie belangrike man pla nie. Julle moenie vir Jesus kom pla nie. Maar toe sê Jesus vir hulle, nee, laat die kindertjies na my toe kom. Laat hulle na my toe kom, sodat ek hulle kan sien, sodat hy hulle uit sy arms om hulle gesit, hy het vir hulle 'n drukkie gegee, gesê, my kind, jy is vir my net so belangrik, soos enigiemand anders hierso. So dink gou net self vir jou, dink net, jy is 'n kind in daai tyd, ek sou verskriklik opgewonde gewees het, om te hoor van hierdie man, van Jesus wat so deur die dorp stap. Ek sou so nuuskierig gewees het, wie is hy? Ek sou wil gaan kyk het. So ek dink, as ek nou moet dink wat die kinders van daai tyd gedink het, dan dink ek hulle was ook vreeslik nuuskierig gewees. Hulle wou gaan kyk het, waaroor gaan al hierdie opgewondenheid? Hoekom wil almal weet van Jesus? So hulle wou ook vir hom gaan hallo sê het. Hulle wou gaan kyk het en gaan sien het, wie is dit? So toe het hulle ook na hom toe gegaan. Hulle het saam met hulle mamma soontoe gegaan, terwyl hulle nie eintlik mag nie. Want hulle moes eintlik by die huis gewees het en soet gewees het. Hulle mag nie iewers in die publiek wees waar hulle met die groot mense gepraat het nie. Maar toe sê Jesus, nee, julle is vir my spesiaal. Jy wat graad 1 is, jy wat graad 5 is, jy wat nog nie eens in die skool is nie, jy is vir my net so belangrik soos almal anders. Net so belangrik soos die belangrike ooms en tannies wat na my toe kom. En weet julle wat sê Jesus nog vir hulle? Hy sê sommer vir die groot mense,
Die koninkryk van God, die hemel en die ewigheid wat ons nou so na uitsien, dit wat alles kom, is juis vir mense soos hierdie kindertjies, wat opgewonde is om my te sien, wat glo met hulle hele harte, en wat net kan glo sonder om te twyfel. Want partykeer is dit vir die ouer mense baie moeilik om te glo, maar hierdie kindertjies, hulle kom net, hulle sê, Jesus, ek glo in U. Ek weet, U is 'n amazing mens. Toe sê Jesus, nee, moenie die kinders wegjaag nie, want dis juis mense soos hulle, wat saam hemel toe gaan. Hy sê vir ons, almal van ons is ewe belangrik, of ons jonk is, of ons oud is, of ons ryk is, of ons arm is. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Nie maak nie saak of jy die belangrike ryk man is met die mansions en die karre, en of jy die oom met die robot is nie. Elkeen van ons is ewe belangrik in Jesus se oë. Vir hom is ons spesiaal. So as iemand vir jou sê, jy is te jonk om te verstaan, of te jonk om hier te behoort, of jy kan eers deel word wanneer jy ouer word, dan kan jy weet, maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie, by Jesus is jy altyd welkom. By hom maak dit nie saak of die punte wat jy kry sleg is nie. Dit maak nie saak of jy 'n moeilike dag gehad het nie. Hy gee nie om of jy 20% gekry het of jy 80% gekry het nie. Want jy is sy kind en hy noem jou syne. En dit is wat ons kan aan vashou. Wanneer ons nou hier in die vakansietyd ingaan en ons lekker goed het om na uit te sien, dan kan ons onthou, dit is nie ons punte nie, dit is nie die skool nie, dit is nie hoeveel geld ons ouers het nie. Dit is nie wat ons belangrik maak nie. Wat ons belangrik maak, is die feit dat ons aan Jesus behoort, dat ons sy kinders is. So kom ons gaan hierdie week, hierdie vakansietyd wat voorlê, en dan onthou ons, my identiteit is in Jesus Christus, en daarom is ek belangrik, en is ek belangrik vir hom. So kom ons bid saam. Dankie liewe Here, dat ons kan glo dat U so goed is vir ons, dat U elkeen van ons raak sien, en dat ons kan weet dat ons spesiaal is in U oë, dat ons belangrik is vir U. Maak nie saak of ons jonk of oud of ryk of arm is nie, Here. Dankie dat ons weet, vir U is ons spesiaal, en by U is daar altyd plek vir ons. Blief help ons met hierdie week wat voorlê, help ons om te kan onthou dat wanneer ons voel dat ons niks werd is nie, dat ons weet, ons is 'n koningskind. Dankie vir U liefde. Amen.